Nou aan julle almal. Ek is bly julle kan my hoor. Waar is hy nou? So, gisterand het ons gesien hoe dit voorspel was dat deur die eeue vanaf Jesus se tyd, hy sal die kerk begin en sy kinders sal deur die eeue gaan, maar daar gaan 'n tyd wees waar daar 'n mag is wat met sy misleiding hulle oorwin. En hierdie ongeregtigheid wat al van Jesus se tyd af daar was, sal al hoe groter en groter en groter word tot waar die misleiding oorneem en dan gaan die misleiding ontmasker word want hy word ryp. Alleen kan net so lank hou, né? Alleen kan net so lank hou. Die Here sê alles wat in die verborgenheid gebeur, sal in die openbaar gesien word. Partykeer dink 'n mens aan jou eie lewe en dink jy, "Jong, wil nou nie alles in die openbaar hê nie." Maar so het die Here dit so laat gebeur dat dit in die openbaar gekom het. En dis waar die protestante vandaan kom. Want hulle het begin protesteer en sê maar jy jok vir ons. Dis nie wat in die Bybel staan nie. En so het hulle stappie vir stappie, dis hoekom daar verskillende kerke is. En so het dit deurgegaan en die verskillende genootskappe het nog iets ontdek wat nie waar was nie en dit is dan teruggebring na wat die Bybel sê. En so het daar stap vir stap het dinge gebeur en partykeer het daar 'n bietjie arm gedruk oor dinge natuurlik. En op die einde van die dag was daar vervolging teen dit en die paus het dit probeer stop en saam met al die konings en dinge, maar die Here het op die einde die protestante laat seëvier en op 'n stadium met die verdrukking het ons hiernatoe gevlug en maar wat ons toe nou lees is die mag wat almal verlei, hy kry 'n dodelike wond, maar die wond gaan genees. En ons het gesien hoe hy begin genees en hoe hy probeer om weer al die kerke en die moslems, julle het dit nou nie gesien nie, ek sê dit maar net vir julle, en die boeddhists en die hindoes, hy probeer hulle almal onder sy vlerke kry. En dis waar die konsep kom van Openbaring 17 wat ons gelees het, dat die hoervrou het baie dogters. En hy probeer, maar dis nie te sê dat as jou leiers dit doen, dat jy nou kapot is nie. Daar's baie goeie katolieke mense. Daar's baie goeie mense in al die denominasies. Dis hoekom in Openbaring 18 vers 4 staan daar, kom, dit gaan oor Babylon se val, hierdie vrou se val, kom uit haar uit. So hy roep daai boeddhis, hy roep daai moslem, hy roep daai, wat ook al gemeenskappe, hy roep, hy sê, ja, hulle maak dalk droog hierbo, maar volg my, sê Jesus, volg my. En dan, vanaand, gaan ons nou kyk na Amerika. Nou Amerika is so waar, hy het ook 'n plekkie gekry. Dink jy nou jy gaan 'n superpower word in hierdie wêreld? Nou wat is 'n superpower? 'n Superpower, bietjie gaan kyk wat is die definisies van 'n, ek weet nie wat is dit Afrikaans nie, 'n supermag. Super is wel super, né? 'n groot mag. En die supermag konsep beteken my weermag is so sterk, ek kan 'n paar oorloë op een slag hanteer. Ek kan hier mense hanteer, ek kan dit daar hanteer. Ek inteendeel 'n supermag kon amper die hele wêreld op een slag uitsorteer. En ek het gesien daar's 'n paar dokumentêre wat wys al sou die wêreld vandag teen Amerika draai en hom aan een slag aanval, gaan hulle nog steeds 'n baie moeilike taak hê om hom te verwoes. Al gesien waar hy is, sy ekonomiese voordele, sy hoeveelheid arsenaal wat hy het. En dit maak dit amper onmoontlik. En dan was in die formule wat hulle ingesit het, is nie eens ingesluit die atoombomme nie. Hy het baie. Dink hy kan 'n paar keer hierdie wêreld opblaas. So met ander woorde, hy's 'n super, daar's die woord in my kop, moondheid, né? Dis die woord. Hy's 'n groot moondheid. En
En elke supermoondheid wat daar was in die profeseë, hoekom dan nie Amerika nie. Maar dis nie die rede nie. Jy gaan vanaand sien, ons gaan hom ontdek, hy's daar. Voor ons begin, kom ons bid saam. Die weer waar ons gaan kyk na elke mag, finale magte wat hierdie aarde het. En ons het gekyk van Babylon, hoe U dit voorspel het, al die pad en hoe misleidinge mag gaan wees, en hoe hierdie pauslike of Vatikaanstelsel 'n groot mag weer op die einde gaan wees. Vra ek dat U vanaand weer vir ons sal laat sien wat U wou geskryf het, wat U wou hê ons moet verstaan uit U woord in Jesus naam. Amen. So dit is, ons vind hom in Openbaring 13. Dis nie vers 1 nie, ekskuus. Openbaring 13. Hoekom moet ek nou vers 1 daar gaan tik? Dis hier by, is dit 11? Ja. Ek dink die vers is reg, maar nie die nommer nie. Of die, ja, 13 vers 11. Okay, so hy moet net, verbeel julle self, daar's 2. Haal jou bril af, as jy net 2. Okay, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad. Net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. So hier's 'n paar eienskappe wat ons gaan klaar begin bestudeer. Die dier kom na die seedier. So onthou nou, dis vers 11. Daar's 'n seedier, en hierdie dier kom, is die volgende dier. En ek het 'n ander dier sien opkom, so dis nie dieselfde nie. Hy's weer eens, dis 'n ander mag. Dis nie Europa nie. Dis nie een van daai magte nie. Dis nou 'n ander mag. Maar hy kom nie uit die see uit op nie. Hy kom uit die aarde uit op. En hy het 2 horings gehad, soos 'n lam. So in ander woorde, hy lyk net soos 'n lam. Nou van die 28 keer wat dit in Openbaring van 'n lam praat, is dit hierdie keer wat dit nie van hierdie lam is nie direk Jesus nie. Dit verwys dalk na Jesus, maar die ander keer is dit elke keer die verlossingsverhaal, want hierdie lam praat soos 'n draak. Met ander woorde, hier's 'n vermomming. Hy lyk soos van Jesus, maar wat is hy? Is hy van Jesus? Nee, hy praat dan soos 'n draak. So hier het ons 2 horings uit die aarde. Hy kom uit die aarde, is 'n ander gebied. Ons gaan net toe sien. En die dier word vergelyk met 'n lam. In kontras met die lam praat hy soos die draak, net soos die duiwel homself. Kom ons kyk. Hy kom na die seedier. Watter mag het hy aan die einde van die seedier, daai pauslike mag, Rooms-Katolieke verhaal, Vatikaan verhaal, watter mag het hier by 1798, ons het gesien toe hy die wond gekry, watter mag het toe ontstaan? Watter mag het toe ontstaan? Nou ja, daar het ons dit. Die 4de Julie, 4th of July, julle ken vir 4th of July, né? 1776, is Declaration of Independence. Toe was hulle 13 kolonies, is toe nou onafhanklik verklaar. Hulle het die oorlog nie gewen, hy sê nie, maar goed, julle is nou onafhanklik. En toe, paar jaar later, Verdrag van Parys. En dis interessant, in Parys geteken, maar Brittanje erken die VSA se onafhanklikheid formeel. En toe kom daar die grondwet, hy is in 1787, is die grondwet opgestel. En toe by 4 Maart 1789 is die eerste Amerikaanse regering. Die grondwet tree toe in werking en George Washington word die eerste president. 1791 Bill of Rights aanvaar en teen 1798 is die eerste land buite nou net aanvaar dat aanvaar die VSA as 'n soewereine mag in 1798. So hier sien ons, hier het Amerika, nou wat interessant is, wat uit opgekom. Nou daai opgekom in die Grieks beteken dit soos 'n plantjie wat groei.
hy kom op. Dit is lente gelukkig. Julle sien nou die plantjies kom op en nou party plantjies kom nou stadig op, né? Gewoonlik die wat stadig opkom is daai wat jy wil hê. En die wat vinnig opkom is daai wat jy nie wil hê nie, né? Ja, ek weet hoe dit voel. Ek het gewoonlik daai stryd met die glot daar in my tyd. En dan my groei. In ander woorde, hierdie is 'n mag wat stadig. Hy het nie soos Alexander die Grote, bang, oorlog, daar is ek nou. Nee, hierdie mag het opgekom. Soos 'n plant wat groei. Ek wil graag vir julle gou hier dit net weer in plek sit. Hier sê 2300 aand en môrens. Hierso is 1798 en hier kom die FSA. Kyk, moes 'n bietjie aangetrek het op 3 dae, né? Hier kom die FSA en hy word van iets na hom blou gemaak. Want ek dink dis nou FSA, hulle moes van blou en rooi. En dan hierso begin die wond genees en hy word al hoe meer gesond so na die einde toe. Van die paustelike mag wat 1260 jaar geregeer het, kry hy 'n dodelike wond en hy begin toe nou. Hier, wat was dit? 19, was dit 21? 29, né? 1929. En dan die volgende ek kan merk is die dier het 2 horings. OK, wag. Ons moet nou net besef. Ons kon kyk na ander lande. Maar die probleem in die ander lande is hulle begin nie, of ander koninkryk, hulle begin nie spesifiek hier by 1798 rond nie. Hulle begin of vroeër of later, die ander magte, en hulle word ook nie regtig wêreldmagte nie. Jy weet as jy nou Brazil vat, of jy vat Suid-Afrika, of jy vat Australië, hulle begin nie in daai 1798, is nie die beginstadium van hierdie, waar hulle onafhanklikheid en 'n nasie is. En dan moet hulle 2 horings hê. Nou, hoe het Amerika 2 horings? Wat was dit dan weer? Onthou jy, dis die koninkryk, en dan is daar, onder dit is daar konings gewoonlik. Die horings was konings. En nou het ons, julle onthou dit van die vorige lesing, né? Goed. En hier het ek 'n chart gekry op die internet. Concepts of the History of Political Parties and the Federal Government by Walter R. Houghton, 1880. So hier wys hy vir ons die begin. In die begin, toe hulle nou die oorlog gewen van die kolonies, toe hulle nog 'n kolonie was, toe het hulle basies, was daar magte van die koloniese tydperk af, wat toe nou basies net voortgegaan het, en is die Whig party en die Tory party. Nou die Whig party was die lot gewees wat sê, ons wil niks te doen hê met die koningskap het. Ons wil ons eie ding doen. Ons wil nie hê daar moet 'n koning oor ons regeer nie. En julle kan nogal sien, hulle is nogal groot gewees. Die Tory ouens sê, nee, ons hou vir die koning man, die koningshuis is oulik, en ons wil eintlik nog hulle hê. Maar nou ja, hulle was toe in die baie klein hoeveelheid gewees, want ons kom net uit 'n oorlog met die lot. En so het hulle toe nou maar half verdwyn, soos julle kan sien. Maar net daarna, toe begin daar hierdie 2 omgewings ontwikkel. En van daai tyd af het ons die left wing en die right wing. Nou hulle kry verskillende name, maar hierdie denkpatrone, hierdie verhaal, hierdie 2 kante wat teen mekaar bots, hierdie 2 magte word ook baie keer geken as die noorde en die suide daar in Amerika. Jy kry die demokrate en die Republicans vandag, maar jy het die demokrate, die liberale ouens, en dan het jy die konservatiewe ouens. Die liberale ouens is, ons wil ons eie ding doen, ons vergeet van die verlede, vergeet van die tradisies en dingetjies, en dan die konservatiewe ouens is weer, nee, ons hou vas aan die tradisies, ons wil graag, daar moet 'n koning wees, jy weet, daai hele, die 2 filosofieë bots teen mekaar van die begin af. En hier het ek toe nou die left wing, interessant, was die Democratic Republic Party 1789 tot 1824. En toe word dit weer die Whig Party genoem
Toe word dit die Republic Party genoem. Kan julle dit nou glo? Hulle was Republic gewees op 'n stadium. Die Democratic Republic. Toe vat hulle eers die links ouens word en hulle noem hulle self Republic vir 'n tydperk. Jy gaan julle 'n klompie jare. En toe draai hulle om, toe word hulle nou die Democratic Party. Ek weet nie of hierdie lot toe hulle naam gaan steel het nie, maar hoe ook al sy, toe word hulle die Demokratiese Party en dis die Progressive Thinkers. Dis nou hulle wat die woke verhaal vandag so gedryf het en so aan. So hulle dink, hulle is liberale denkers, hulle dink bietjie buite die boks. En dan kry jy jou right wing, was eers jou Federalists gewees, en toe sit die Democratic Party, en okay, nog steeds Democratic, en toe word dit Republic Party. Is dit nie net baie interessant nie? Hoe hulle naam so geswaai het met tyd nie. En dis die traditional thinkers. En hier is die volgende jare, ek kon nie die hele chart inkry, dis 'n lang chart. Hier wou ek maar net vir julle wys, so teen die 1800s hoe hy deurhardloop. En elke keer sy bo is, dan wen die een lot. So die Democrats hierso, Republicans, en toe, woep, Republican. Hier, van toe af is dit soos ons dit nou maar vandag ken. So het hy twee horings. Het hy twee magte wat heeltyd teen mekaar werk. Ja, hy het twee magte. So nog 'n tik, kan dit Amerika wees? Ja, nog 'n tik. En nou, die dier uit die aarde, is die volgende punt, ek wil die aarde bespreek. Nou, die aarde het 'n simbool agter hom. En gewoonlik in die begin van 'n visioen se deel, van as hy iets verduidelik, dan gebruik hy nou spesifieke simboliese taal om iets te verduidelik. Hierdie is alles nog die eerste vers natuurlik wat ek hier probeer deurwerk. En waar kry ons die konsep van die aarde? In Openbaring 12 vers 15 tot 16 sê dit, en die slang, dis nou die duiwel, dis via die katholieke stelsel, nie die mense nie, die stelsel, het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou, die protestante, aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Nou wat het gebeur? Toe hierdie rivier van vervolging agter God se kinders gegooi is heeltyd, wat aan hardloop hulle, waarheen hardloop hulle nou? Dan hardloop hulle noord, dan kry hulle die see. Hardloop hulle suid daar in Europa, dan kry hulle daarom so 'n bietjie berge gehad, né? Hulle was 'n ruk daar in die Alpe ook. En dan, ek weet my voorouers Jordaans is deel van die Waldense, en hulle het tot oorlog gehad op stadiums. En hoe hulle deel was van daai, hulle het ook 'n kasteel gehad net vir interessantheid. Julle sien in Jordaans is seker nie interessant nie, maar die punt is, hulle het probeer veg teen hierdie Romeinse mag al die pad. En op die einde van die dag het hierdie Waldense toe nou 'n groot deel van hulle het toe nou die genote opgemaak, en dis nou waar hulle op die einde toe sê hulle, nee, ons kan nou nêrens meer heen gaan nie. Ons kasteel is weg, alles is gone. En toe klim hulle op die skip. En toe gaan klomp Suid-Afrika toe van die genote, en 'n klomp gaan Amerika toe, en hulle vlug weg. En die aarde het die vrou te hulp gekom. En kon die Rooms-Katolieke Kerk die vervolging voortsit in Suid-Afrika? Nee. Nee, ons het 'n Bastion NG verhaal hier aan die gang gehad. Nee. Het ons 'n bietjie ruk en pluk om aan die gang te kom, want toe was dit nou, daar was julle ken die geskiedenis, daar was 'n bietjie van uitdagings rondom die regte dominee wat moes kom en allerlei dinge, maar hulle kon nie inkom nie. En toe stuur hulle 'n hele klomp Amerika toe. En kon hulle oorkom daar in Amerika in? Nee, hulle kon nie hulle vervolging daar voorsit nie. Die aarde het die vrou te hulp gekom. 'n Bietjie later het Australië natuurlik bygelas en al die ander plekkietjies. En so die westers gevlug. Dis hoekom hulle gevlug het. Okay, hulle het gevlug ook vir hulle was bietjie arm. Die onderdrukking was bietjie erg geweest, en baie het gegaan. Dit was nie net vir godsdienstredes nie, maar dit was die hoofsaaklike rede. Maar daar was ander wat ook net gegaan het vir finansiële redes, want hulle was baie arm in Europa. En hulle het ook gevlug Suid-Afrika toe, en ek lees toe nou vir interessantheid hoe die Duitsers in Suid-Afrika gekom het, hulle was huursoldate.
Hulle het hulle gehuur om vir hulle te kom oppas daar hier onder in Suid-Afrika. En dis baie van hulle in die land ingekom het. En ander het weer Duitsers in Suid-Afrika toe gekom, was sendelinge en hulle het basies Suidwes-Afrika se Bantu nasies het hulle uitgereik na toe. So die aarde het die vrou te hulp gekom. Het hierdie mag in die aarde se area opgestaan? Ja, hy daar in die FSA, dis waar hy opgekom het. En dan sal natuurlik die ander konsep wat saam met dit hardloop. Die see stel menigtes en nasies voor, het ons gelees in natuurlik Openbaring 17. Het ons gelees van die see is menigtes nasies, tale en volke. So waar water is, in 'n simboliese taal, is waar baie mense is. Was die aarde woes bevolk gewees in Amerika of Suid-Afrika? Nee, dit was nogal relatief leeg. Ek weet dis nou 'n debat altyd oor hoe baie was hier, so maar dit was nie baie mense nie. In verhouding met ek het gelees toe hierdie gebeur het in die 1600s, was dit tussen 60 en 100 miljoen mense in Europa, die weste van Europa, net daai stuk waar hy was. Waar Amerika was iets van 6 miljoen in daai massiewe groot land wat daar gebly het. So die verhouding, julle kan nou sien die verhouding van mense wat daar was teenoor die mense, hoeveel mense wat in Europa was, is nogal 'n groot per vierkante meter verskil. So hierdie konsep van die aarde is waar min mense is. Dis waar hy het gevlug het. So ons kan ook sê, weet jy, die aarde sluit nie net Amerika in waar ons gevlug het nie, maar ook waar die Alpe, plekke waar min mense was. So deur die eeue het hulle eers Alpe toe, jy sal eers met die Waldense het al die pad God se woord vasgehou en dan sy waarheid vasgehou en heeltyd probeer evangeliseer en dit was die saad wat gesaai was vir die protestante om te kon skielik oppop, want hulle die Waldense se saad was gesaai. En hulle was uitgemoor met tye. En hulle het weggekruip ook in afgeleë plekke, die aarde waar daar min mense is. En toe op die einde het die aarde natuurlik vergroot, want daar moes nou 'n mag opstaan. En Waldense het nooit werklik 'n mag geword, en 2 horingkies en wêreldmag moondheid geword nie. Nee. Maar Amerika, presies op die regte tyd, het daar opgestaan. En die dier word vergelyk met 'n lam. Nou wie is die lam? Ons het gesien is Jesus. So hy lyk net soos hy van Jesus af is, 'n Christelike nasie. John Adams, hy was die 2de president. Our constitution was made only for moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any other. Met ander woorde, jy moet 'n Christelike basis hê, dan sal hierdie konstitusie werk. Hy het later ook gesê, the general principle on which the fathers achieved independence were the general principle of Christianity. Verseker sien ons, wanneer ons na Amerika kyk, is dit die bastion van Christendom. Die bastion van protestante, wat staan vir vryheid, vryheid van spraak, vryheid van godsdiens. En ons gaan sien hierdie, op die einde gaan hy soos 'n draak praat, so hierdie goed gaan uitgeskei word. Maar nou hy praat soos 'n draak. Jo, nou hoe praat 'n draak? Nou ek vat gou-gou laasweek donderdag, 'n skyfie het laasweek donderdag. Hoe die draak, wat sy eienskappe het ons gesien, het die draak? Hy ongeregtigheid. So ongeregtigheid. Met ander woorde wetteloosheid. Hoe lyk Amerika se sedes? Is daar sedeloosheid wat daar net een as 'n voorbeeld? Is dit nie waar die hele woke verhaal 'n piek bereik het net so 'n paar maande terug nie? Heeltemal. Jy kon nie eers meer bid in die skole nie. Jy kon nie meer niks in die skole doen. Jy kon nie eers sê ek is 'n Christen of nie. Die een ek luister 'n ding waar 'n kind, hy was geforseer om vir sy maatjie 'n boek te lees waar hy moet lees en sê, luister jy het nou 'n keuse of jy 'n seentjie of 'n dogtertjie wil wees.
En toe weier hy om die boek te lees en toe kom hy in moeilikheid, toe staan hy op te sê, ek gaan hierdie goeters lees nie. En toe sê hy aangevat, groot aangevat daar. Geweld, hoogmoed, dis nou Satan se eienskap, dis die draak. Vader van leuns, nou ja, alle politikante het mag partykeer maar hierdie probleem, dink ek. So, ek kan nie net vir Amerika hierdie skuld gee. Mense moordenaar van die begin af, moordenaar, hoeveel oorloë voer hulle? Hoeveel oorloë, hoeveel mense maak hulle dood vir 'n heilige rede, vir 'n goeie doel? Altyd. Verleier. Ek wil graag net op die hoogmoed gou kyk. Ek weet nie of julle, ek wil nou nie die Amerikaners sleg sê nie. Dis nie my doel nie, maar hoogmoed is 'n uitdaging vir 'n nasie wat groot raak. En ek wil graag hierso Sky News, ek lees vir julle. King of Israel, Donald Trump, I am the chosen one. I am the chosen one, sê hy vir hulle. Ek het die video geluister, sê hy het so opgekyk, sê hy, I am the chosen one. The chosen one. The US president remarks cause critics to suggest he has a God complex, a Messiah complex. The US president began Wednesday by using his Twitter account to thank conservative radio host and conspiracy theorist Wayne Allyn Root, wonder of hy van hier af is, for very nice words. Mr. Trump quoted Mr. Root as saying, President Trump is the greatest president for Jews and for Israel in the history of the world. Not just America, he is the best president of Israel in the history of the world, and the Jewish people in Israel love him. It's like the King of Israel. They love him like he is the second coming of God. After the quote, Mr. Root, president, added, wow. Hoe klink dit vir julle so 'n bietjie bekend, hierdie konsep? Het jy die konsep dalk met die ander dier ook, met die, is dit klink soos die draak, soos 'n bietjie van hoogmoed, om gelykstel met die godheid. Nou ja, dit was nou, ons kan daarom sê, president Trump het dit nou nie self uitgedink nie, maar hy het nou nie vreeslik daarteen, hy het dit eintlik herhaal in sy tweet en hy het gesê, wow, hè? Ek's nou meneer. En op dieselfde dag sê hy, I am the chosen one. I am the chosen one. Nou, ek weet nie of julle al Trump se goedjies bietjie gekyk het nie. Joh, hy hou daarvan sy eie ster te prys, né? Hy het 'n vreeslike mooi stert. En nou gaan ons na die volgende versies toe. Die volgende versies. Vers 12. En hy oefen die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Met ander woorde, het hy baie mag oor die wêreld. Hierdie man het, hierdie Amerika het mag, soos die eerste dier. Mag oor die wêreld. As hy nie sê hulle altyd, dan is almal siek. As hy sê spring, dan spring hulle. Behalwe as jou naam Ramaphosa is. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Met ander woorde, soos hy die dodelike wond genees van die eerste dier, so gaan hy die wêreld seker maak dat hy almal hom aanbid. En hy doen ook groot tekens. Ek wil julle net uitwys, hoe verder ons aangaan, sien jy al hoe meer, hier's 'n geestelike komponent aan hierdie Amerika. Hier's 'n geestelike komponent. In ander woorde, as hy 'n beeld maak van hierdie dier, dan okay, ons gaan die volgende vers lees, dat ek dit gou deurlees. Maar kyk net hoe die geestelikheid nou inkom. En hy doen groot tekens. Ja, toe ek die tekens kyk, toe sê ek, okay, is nog nie heeltemal daar nie, hy's nog besig om in die rigting in te gaan. Alhoewel, jy weet, hy gesê, joh, dis 'n teken, ek was deur my oor geskiet. Ek is gered. Ek bedoel, hy het 'n dag of twee later, het hy 'n bekering deurgegaan.
Trump sê hulle. En hy sê dis 'n groot teken dat hy oorleef. Maar dis nie net dit nie, dis tekens en wonders wat saam met dit hardloop. Geestelike tekens en wonders. Sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. Nou in woorde, hierdie is regtig, jy dink aan Elia, jy dink aan die uitstorting van die Heilige Gees, jy dink aan vuur uit die hemel. Vuur uit die hemel. En hy verlei die bewoners van die aarde, verlei alweer. So in ander woorde, sy geestelike mag is 'n verleidende mag wat praat soos 'n draak. Dis is nou, so wat 'n geestelike mag het hy nou? Is die vraag. Deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. So hy doen tekens voor die oë van die dier. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier. Daar's 'n debat in die teoloë en die vertalers oor of dit vir of van moet wees. So, julle kan ook lees hierso, party vertalers vertaal dit, 'n beeld moet maak van die dier. Of 'n beeld moet maak vir die dier. In ander woorde, dis nie, hy maak, hier's die dier, die Vatikaan pausstelsel, kerk staat 1, dis kerk en staat is 1 in sy verhaal, en nou moet ons 'n beeld maak van hierdie verhaal vir die dier. Van die dier en vir die dier. So ons maak 'n beeld. In ander woorde, ons copy-paste hom, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Ons Ctrl-V hom nou hierso. So daar's ons nou 'n kopie gemaak. Wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Met ander woorde, hierdie dier wat 'n swaard, hy wil net hê ons moet weet wat se dier, ons praat nou hiervan. Dis nou daai ene wat 1798 in die tronk dood is. Daai een. Daai Vatikaan. Staat, kerk, verborgenheid, leuns. Hoor julle alles wat hier deurkom? Wonderwerke. Excitement man, excitement. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Met ander woorde, hier's nou 'n gees wat bygelaat word, so hy word nou skielik lewendig. Onthou nou, ons was stof, en toe die Here sy asem, die gees in ons ingeblaas en ons het 'n lewendige mens geword. Was ons lewendig toe ons 'n stukkie stof was? Nee. Was hierdie gees, kon hy dink? Nee, hy was net lewe. So die twee saam, sê die Bybel, daai plus dit, is gelyk aan 'n lewende siel. Nou wat gebeur hier? Hier is nou ons 'n beeld, plus 'n gees, en hy maak hom wat? Hy maak hierdie beeld, sien julle die simboliek? Hy word nou lewendig. Sodat die dier se beeld sal praat. So skielik begin hierdie beeld te praat. En maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Jo, so hier's 'n aanbiddingsstelsel. Elke keer mense, wanneer jy staat en 'n geestelike mag saam sit, dan kom daar vervolging. Wat gebeur in Iran tans? As jy nou sê, luister, ek is 'n Christen, ek wil net gou-gou vir julle almal verduidelik van die Bybel, wat gaan gebeur met jou? Nee my maat, jy gaan hardloop. Jy gaan hardloop. Dit gaan nie werk nie. Elke keer as die twee bymekaar kom, dan is dit pakslaatyd. As jy nie goedgekeur in enige kommunistiese land, selfde konsep, want daar is 'n sekere godsdiens wat saam met dit mag hardloop. Want sodra 'n godsdiens staatsmag bymekaar uitkom, deur die eeue elke liewe keer, dan is daar vervolging wat volg. En presies dit gebeur. Almal gedood word. Nou julle kan vir julleself dink, hierdie Amerika moet nog 'n bietjie groei na hierdie punt toe. Hy's nog op pad. Hy's nog op pad so. En hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. So in 'n woorde, regterhand wat ek doen, voorhoofde wat ek dink. Hierdie simbool, hierdie konsep kom al uit die Ou Testament uit, weer eens, waar hulle die 10 gebooie, het hulle om hulle regterarm gedraai, gaan lees maar, en hulle het op hulle voorkoppe gesit.
dit was alles simbolies, sodat hulle kinders geleer het, wat jy doen, en wat jy dink. Wat jy doen, en wat jy dink. Sodat niemand kan koop en verkoop nie. Niemand kan koop of verkoop nie. Weet julle dat hulle het al sprake gehad, terwyl ek so deur die nuus gaan die laaste paar weke, dat Amerika Visa en Mastercard vir Suid-Afrika wil stop, as ons nie wil luister nie. Wat gaan dit beteken? Het jy al gedink, jy gaan en jy kan nie swipe nie? Huh? Okay, hulle gaan seker iets anders Suid-Afrika insit, banke is slim, ek sê nie, daar gaan nie wees nie, maar jy gaan nou, sê nou, jy gaan net Zimbabwe, okay, Zimbabwe gaan nou nie lekker voorbeeld nie, jy gaan nou Amerika toe, hoe swipe jy dan? Nou, jy kan Visa nie, jy kan nie Master nie, jy gaan net hier sit. So as jy nie wil luister nie, en hulle wil jou pak slaag gee, wat kan hy doen? Dis wat ek was laas jaar in Iran. Nee, ons moes ons geld voor die tyd, alles kontant maak. Want daar binne werk niks. Hulle het hulle eie banke, ja, maar jou Visa is gevisa. En hy's Master is nou slave, hy's nie daar nie. Hy kan nie werk nie. As jy wil pak gee, kan hulle kan pak gee. Hulle het die vermoë. So, die vermoë begin klaar ontwikkel, en hulle gee al klaar mense pak slaag, maar hoor wat sê hierso, vir wat se rede, as jy nie die merk wil vat nie. Okay, so ons gaan 'n bietjie kyk na die beeld. So hulle wil hierdie beeldjie maak. Staat en kerk word een, hou dan al hierdie goed in gedagte. Ek weet, dit is 6 punte, gewoonlik kan mense so 3 onthou, maar probeer gou 6. Groot dinge spreek, vryheid van sprake, gewete beperk, is hierdie goed besig om in te kom. Verlei die bewoners van die aarde, groot tekens, selfs vuur uit die hemel. Hy gee 'n gees aan die beeld, sodat almal gedood word, wat dit nie aanbid nie. Hy maak dat almal die merk kry. Eerste, kom ons maak die eenvoudige goed gou deur. Is dit nogal baie merkwaardig dat hulle so naby aan dieselfde lyk? Daarso is nou die Amerika Capital en daarso is die Vatikaan. Nogal, kon hulle nie anders uitdinkie? Hoekom moet hy nou so lyk? Hoekom lyk hulle so dieselfde? Jy weet, maak ons nou 'n beeld. Okay, ag, hy daarom nou nie die afgode daar nie, maar ietsie daarbo. Okay. Ons gaan kyk van ver af. Van ver af, hier so hy nou, hy lyk pragtige plek, ek moet sê. En dan het hy hierdie vreeslike obelisk daarso, né? Vreeslike obeliskie daar voor hom. Okay. Ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar dit is baie vreemd. Jene, maar hier is ook jene. Jene, hulle het tot die obelisk gekopie. Lyk maar die grootste een in die wêreld. Ja, Amerika moet altyd groter wees, né? Jo, selfde. Okay, so die beeld, ek wil nou nie te veel hier inlees nie, dit is net toevallig vir my. Natuurlik is daar baie simboliek agter dit. En hier kom die paus, kom hy Amerika toe, ja, hy was nou al 10 keer daar. En hy gaan besoek, en laaste keer was 2015 gewees, en dis die eerste keer wat hy by die kongres was. Die vorige kere was hy net gaan hallo sê vir al die mense wat van hom hou. En toe, laaste keer gaan hy sommer reguit regering. From the moment he stepped foot in the United States, Pope Francis captured the nation's attention. Whether it was his bold statements about family life or the car he traveled in, the Pope's first trip to the U.S. was filled with meaning. Here are the 8 most powerful moments. When Pope Francis landed in Washington, he surprised many by stepping into a black Fiat 500L. It was a small gesture, but in a city where leaders typically travel inside limousines or big SUVs, it made a big impression on the American public. Pope Francis covered lots of ground in his speech to Congress, but the central theme of his address was elegant in its simplicity. When he spoke of the Golden Rule, it received more applause than almost any other moment in his speech. Ek wil net sê, wanneer laas het julle gesien dat die blou is en die rooi is? Almal op een slag opstaan en hande klap. Toe hy nou kom. Wanneer laas het jy gesien hulle stem oor enigiets saam? Dit was vir my nogal
to avoid a common temptation nowadays to discard whatever proves. Hy gaan Amerika toe. Hy gaan Kongres toe. Hulle ontvang hom met ope arms. Ons sien hierdie verhouding tussen die paus en Amerika doen presies wat Openbaring gesê het. Hulle begin nou so nader en nader en nader. Maar ergens moet Amerika nou besluit, luister hier, kerk en staat moet nou saamwerk. Hulle moet dit nou ergens besluit, want hulle wil die profesie sê hulle gaan 'n beeld maak, maar dit beteken dat die kerk en staat moet saamwerk, maar tot laas jaar toe het dit so gelyk. Nee, hulle het dan die Bybel tot uit die skole uit. Hulle het gebed uit die skole uit. Hulle het alles godsdiens was taboe. En julle mag ook so dink. So ek het nou 2 jaar terug 'n videoetjie gou hier ingesit, net om vir ons 'n idee te gee, want dis 'n oulike statistiekie binne. Disaggregated from the world of Trump. In many ways, it's fused with Trumpism. In fact, let me put a mash together of some candidates that Trump has endorsed, who are all sort of preaching this, there's no wall between church and state. Take a look. And I'm tired of this separation of church and state junk. In November, we're going to take our state back. My God will make it so. We need to be the party of nationalism, and I'm a Christian, and I say it proudly. We should be Christian nationalists. Now, Donald Trump has embraced this. Evangelicals embraced Trump. It was sort of a grand bargain, right? They seem to get what they want, and it is fused into something else here. In your reporting on Trump, how does he view this sort of Christian nationalism that is attaching itself to Trumpism? Well, and it's very opportunistic, of course. Obviously, it's not saying anything surprising to say that Donald Trump is not exactly the most religious person in the world. Certainly his values are not particularly Christian. But he recognized in 2016 something important, which is that these Christian conservatives were important to his victory, right? That was something, therefore, he needed to pay attention to. He once told, in fact, Lindsey Graham, you played that clip from him earlier, he once told Lindsey Graham about these pastors who called him to tell him they were praying for him in the middle of impeachment. He says, those effing Christians just love me. I mean, he's very opportunistic and kind of cynical about it, but he recognizes that it's important to his political success, and they have recognized that it's important that his success is important to them because he gave them a lot of what they wanted in terms of judges, in terms of policies. He was the most overtly anti-abortion president and arguably the one most responsible for the overturning of Roe v. Wade. You know, look, some of this is reactionary, Leanne. I want to put up this statistic. Are you a member of a church, synagogue, or mosque? Membership over the decades. So in 1940, 73% of Americans. Kyk nou wat gebeur hier. Hulle het altyd so gehardloop 73, 73, 71, 70. Ek bedoel, al die revolusies, die kinders, die seksuele revolusies en alles wat hier gebeur het, nie vreeslik gedoen nie, maar kyk nou wat het hier gebeur die laaste van 2000 af. Die entertainment en dingetjies het al hoe meer geword, maar kyk wat het gebeur, tot by 47% het hy geval. So, as ons dan dit kyk, dan dink jy vir jouself, maar hoe kan hierdie profesie ooit waar word? Hoe kan kerk en staat ooit waar word as ons by 47% van die mense sê ek is 'n Christen? Ek bedoel, dis nie die persentasie wat kerk toe gaan nie. Daai persentasie is seker hier onder ergens. Ek bedoel, dis die hoeveelheid wat nog sê ek is 'n Christen. Ek's 'n Christen. So die vraag is, hoe gaan die profesie werk? Disaggregate. Kom ons kyk na die volgende een. Hierdie was nou letterlik 2 dae terug. Die vorige een was 2 jaar terug. Laaste paar maande, wat het gebeur? Paula White Cain and Jenny Korn are on a mission for the Trump administration. In leading the White House Faith Office, they will engage with leaders from various religious backgrounds. When President Trump offered the opportunity, they both saw it as an offer they could not refuse. I had the honor and a rare opportunity. Daar is 'n wat? In die White House is daar nou 'n Faith Office. Daar, by hulle, om hulle te help guide. En in die White House is daar nou Executive Order Against Anti-Christian Bias. So nou word dit skielik 'n wetgewing dat jy nie teen Christendom
mag praat nie. Begin jou vryheid van spraak nou skielik minder. En as jy dit doen, dan kan jy nou gestraf word. 'n boete of 'n bietjie tronkstraf. Hoor julle die verandering wat besig is om nou te gebeur in Amerika? Hoe die kerkestaat nou al meer saamkom, maar nie net kerkestaat nie, hy begin nou soos 'n draak praat, want nou begin hy, God het nog nooit sy wette en goed op ons afforceer nie, nog nooit. Ons het nog altyd vryheid van spraak, vryheid van gewete, vryheid van, wil ek God dien of wil ek nie? Dis God. Wat doen die duiwel? Hy kom en hy sê, nee, ek gaan jou pak gee, as jy nou, ek gaan jou 'n bietjie vervolg. Hoor jy, dis nou baie, ons dink dis so of regverdig, want hierdie ouens is daarom baie antagonisties teenoor Christendom. Hulle moet nou 'n bietjie pak kry, so jy voel so of, dis tyd dat hulle moet pak kry, maar wie se taal is dit? Het God al ooit so gepraat? Kom ons kyk, die volgende enetjie. Okay, as you know, we love to read on this show. We have a banned book club. Our staff loves a good summer read in particular, except last summer we spent all our time reading this, Project 2025. 2 volumes here I've got because that's how many pages it is. It's more than 900 pages. It's a conservative roadmap for a Republican presidency to reshape the entire federal government. President Trump repeatedly distanced himself from this on the campaign trail last year, despite many of its contributors working on his election team. He's since appointed some of its authors to lead some of the same federal departments and agencies that they devoted long chapters to for the Project 2025 agenda. Russell Vought, who orchestrated the whole project, but also wrote the section on the Office of Management and Budget, now runs the Office of Management and Budget. Brendan Carr, who wrote the chapter on the Federal Communications Commission, now runs the Federal Communications Commission. 8 months into Trump's second presidency, the authors of Project 2025, they kind of feel like their time was worth it because a significant amount of the policy proposals in this thing have already been implemented, with more in progress. President Trump's evisceration of the federal workforce, his focus on establishing a federal government loyal to him, ripped out of the first chapter. His dismantling of the Department of Education and of USAID resemble the plans laid out in this book. The firing of the FBI director in the middle of his 10-year term and the elimination of any sort of independence between the FBI and the White House are written into this book. Trump's war on climate research, it's taken straight from these pages. The April firing of nearly 400 scientists who author the National Climate Assessment, which tells us where we are as a country in the fight against climate change. Page 59. The White House has re-embraced coal as a valuable energy source while pushing solar and wind energy to the side. Page 377. Many of the administration's attacks on abortion rights and contraception access are sourced all the way through this book. In March, the Trump administration pardoned 23 people who were violating the FACE Act, which is meant to maintain open access to abortion clinic entrances and protect doctors and patients from harassment and violence. The Department of Justice was also instructed to largely stop enforcing the law, signaling that will not defend abortion access, even in states where abortion is legal. Page 558. In January, Trump signed an order enforcing the so-called Mexico City policy, a Reagan-era rule that bars foreign aid going to any organization that even discusses abortion as a healthcare option. Page 260. July's reconciliation bill in Congress was almost like a combo deal for Project 2025. Okay, hy gaan nou aan en aan. Hom net gou stop. Project 2025, julle het sekerlik al gehoor van dit, is 'n bietjie van 'n topik gewees in die politiese omgewing. Maar dis basies daai 2 boeke sê vir 'n president en sy administrasie wat om te doen vir die eerste klompie dae tot en met 300 dae. Soos basies amper 'n jaar. En bietjie verder. Maar hulle fokus en vir hulle te sê presies wat moet jy doen, want gewoonlik as jy instap in die Withuis, dan moet jy nou jy moet nou alles aan die gang kry en jy moet jou ducks in 'n rou kry en jy moet nou uitvind wat moet jy alles doen. Nee, dis nie nodig om tyd te mors nie. Voor die tyd het hulle almal klaar besluit wat presies gaan hulle maak. Toe hulle instap, toe volg hulle nou groot deel van daai boeke. En wat doen daai boeke? Dit verander die hele wêreldbeskouing van hierdie ateïstiese
wêreldbeskouing wat hulle gevolg het na 'n Christelike wêreldbeskouing wat baie konservatiewe Christelike wêreldbeskouing. Wat nogal baie van dit kan nogal met ons, ons kan assosieer met van die goeders van dit kom baie keer hier uit. Dis beginsels, daar's goeie goed daarin. Moenie alles net afskiet nie, maar hulle verander die hele wêreldbeskouing binne 'n paar dae met wette. Dis waar die verskil kom. Dis nie meer hierdie boek wat op jou hart werk om jou lewe te verander na 'n Christelike standaard toe nie. Dis nie meer God wat kom en my hart verander nie. Dis nou skielik geskryf in 'n wet van 'n land wat jou forceer, jy moet hierdie doen. Byvoorbeeld, hierdie abortus verhaal wat hulle nou hard het, so gaan ons hom verander dat jy nie meer 'n abortus sommer net kan doen nie. Ek weet nie of hulle dit gaan druk tot glad nie toe nie, maar die punt is, hierdie hele verhaal is besig om te skuif. Jy mag nie bid in 'n skool nie. Het hulle klaar weggevat. Jy mag nou bid in die skool. Die Bybel is terug in die skool. Hulle debatte, hulle wil die 10 gebooie weer terug hê. Nou het hulle debatte oor wat se een van die 10 gebooie moet daar wees. En kan hulle staan vir die 10 gebooie? Hulle het debatte oor dit. Dit is baie interessant 'n bietjie dit te kyk. Maar die punt is, hulle het hy support Project 2025. Skielik is daar 'n verskywing waar kerk en staat nou begin een word en ewe skielik word daai wette en konsepte landswette. Nou is die uitdaging is, wie interpreteer dit? Wie interpreteer nou hierdie boek? Dit klink soos wie? In die donker eeue wie dit geïnterpreteer en die wette gemaak? Die paus. En nou begin hulle weer wette maak volgens hierdie beginsels. En wie interpreteer dit? Die staat en sy geestelike sy. En as hulle ietsie verskillend het, wat dalk nie korrek is nie, wie gaan vervolging toepas? Hulle. Hoor wat ek sê. Okay, Kom ons hoor nou, hierdie was laasweek. By die Religious Liberty Commission hearing. America was founded on faith, as we know, and I've been saying it for a long time. And when faith gets weaker, our country seems to get weaker. When faith gets stronger, as it is right now, we're having a very good period of time. After some rough years, good things happen for our country. It's amazing the way it seems to work that way. And under the Trump administration, we're defending our rights and restoring our identity as a nation under God. We are one nation under God, and we always will be. The need for this commission has never been more clear than it was last week when the ineffectual senator from Virginia, a man named Tim Kaine, stated that the notion our rights come from our Creator is, quote, extremely troubling to him. Very troubling, isn't it troubling? Isn't that terrible, though? How he would say something like that, and advocated really by a totalitarian regime. This is what they say. But as everyone in this room understands, it is tyrants who are denying our rights and the rights that come from God. And it's this Declaration of Independence that proclaims we're endowed by our Creator with the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. The senator from Virginia should be ashamed of himself for many things. For many things. For things even beyond that. But in his own way, nothing's more important than those words. Oh, terrible words. As president, I will always defend our nation's glorious heritage, and we will protect the Judeo-Christian principles of our founding, and we will protect them with vigor. We have to bring back religion in America, bring it back stronger than ever before as our country grows stronger and stronger. Our country is now the hottest nation anywhere in the world. Wanneer ek daai laaste in die eerste stukkie gehad het. Die eerste stukkie sê hy, ons is gebaseer op Christelike basis. Dis waar ons vandaan kom. En dan sê hy op die einde, ons gaan nou hierdie, soos nog nooit tevore, gaan ons die Christelike basis druk.
soos nog nooit tevore. Hier kom 'n skuif. Jy's besig om 'n skuif plaas te vind. Want ek het nuus vir julle. Elke profesie in daai Bybel het waar geword. Die kerk en staat gaan eers bymekaar kom. En God het dit so voorspel. America was founded on faith. Founded on faith. Bietjie later in dieselfde gesprek wil ek graag hê julle moet hierdie hoor. If we could leave and we'll have another meeting maybe, but I would love to have your support. And there was, again, no answer. And I said, well, we'll figure this out. And I went to Paula and some of the others after. And I said, could I ask you, I know when I'm doing well, when I'm doing poorly, and I was doing really well. And then when I asked for support, it was like stone cold silence. They said, we have something called the Johnson Amendment, that if a pastor, minister, rabbi, or imam, or anybody says anything about politics, you can lose your tax-exempt status. I said, you got to be kidding. So that's what happened. And they were petrified of it. Yeah. Remember that? Nobody even wanted to talk about it. They were absolutely, they became a different group of people. And I pledged to them at the next meeting, we had another meeting a couple of weeks later with a similar group of people. I pledged to them that if I win, we're going to get rid of the Johnson Amendment. This was Lyndon Johnson, who had a tremendous fight with... Julle weet al van die Johnson Amendment dalk, maar Johnson Amendment het seker gemaak dat geen leraar, dominee, pastoor, priester of iemand of enige iemand kan van sy pulpit afstaan met sy gehoor praat oor politiek nie. Hy mag nie, want dan verloor hy die feit dat hy nie sy kerk nie hoef tax te betaal nie, belasting hoef te betaal nie. So met ander woorde, hulle was stil gewees vanaf die verhoog. En toe vat hy hierdie en hy vat die wet nou weg. Hy het nou die wet weggevat, nou kan hulle en die staat saamwerk. In ander woorde, hulle kan preek wat die Trump wil hê, hulle moet preek en hulle kan sê wat hulle wil oor die politiek. So ewe skielik word hierdie pulpit nie meer net die Bybel en die Bybel alleen nie, maar word skielik 'n politieke verhaal as jy wil. En hulle doen dit. Maar dis nie al nie. Dis nie al nie. Kom ons luister net gou hier laaste. A minister from, I believe it was Houston or Dallas, and they didn't like each other, by the position, but he had tremendous power. He was a big deal maker, and he got that done, which is pretty amazing that he could get that done. Everybody fought him, but he got it done. He pushed it through Congress, where you lose your tax-exempt status if you even utter a word about politics. And that was amazing when I heard that. I never heard of that before. And I said, we're going to get rid of it. And we got rid of it. You have got, because you're the people we want to hear from. We want to hear from you. I don't want to hear from a lot of people. I hear from too many people. You're the people we respect. Franklin is incredible. All of the people that are up here, I want to hear from these people. And they come from a different place than me. I come from a business place where there's a lot of rough people, bad people, not really religious people. There are some. But you're the people that I want to hear from. That's why we go to church on Sundays, or we go to wherever we are to listen to people of faith. And it was horrible. I said, you mean, when I heard that, and I said to the other people, that means that you should be the most powerful people on earth, in a sense, and yet you have less power. And I pointed down to Fifth Avenue, which was 68 stories below, and I said, that means that anybody on Fifth Avenue, in theory, has more power than you do. And that's not the way it's supposed to be. It's supposed to be the opposite. We have to give your voices back. And I've given your voices back, and that's one of the reasons that we see upticks now, I think, in religion. So it's very important. So wat sê hy vir hierdie klomp Katolieke en Protestante ekumene wat voor hom sit? Hy sê, julle behoort die magtigste mense op aarde te wees. En ek sal vir julle hierdie krag teruggee. Wat sê hy? Hy sê, julle wat die kerk is, en ek wat die staat is, gaan nou saam begin werk. Is dit die begin van die skepping van die beeld? Hoor julle die beeld begin ontwikkel? Die einde van tyd is naby.
Volgende wat gebeur volgens daai boek, wanneer hierdie verhaal by mekaar kom, wanneer daar vervolging kom van hulle kant af, gaan daar 'n einde kom aan hierdie wêreld. Dis die volgende hoofstukke in die Bybel. God is besig. God is nie besig nie. Hy het die toekoms gesien. En hy het vir ons gesê dit gaan kom. Die kerk en staat gaan een word. Vers 12. En hy verbly die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan hulle, die bewoners van die aarde, te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Openbaring 13 vers 3. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Wie gaan dit laat gebeur? Die dier uit die aarde. Die dier uit die aarde gaan hierdie beeld maak en hy gaan die hele wêreld vra en hy gaan hom lewendig maak en hy gaan die hele wêreld forceer om hierdie beeld te aanvaar in elke nasie. Want die hele wêreld gaan verwonderd agter hierdie dier aan. En ons het gelees dat hierdie dier uit die aarde gaan sy mag gebruik om hierdie beeld vir die wêreld te gee. Het julle dit verstaan? Dis hoekom ek gesê het Amerika versus die res, want Amerika gaan seker maak dat die dier uit die see se mag versprei word. En die konsep van die beeld wêreldwyd soos 'n koekiedrukker gegee word. Het hulle so 'n bietjie van 'n pre-run gehad? Nou julle met COVID, wat het daar gebeur? Het die hele wêreld ja, ons sal daai koekiedrukker vat. Wil asseblief nie die virus kry nie. Ek sê nie dis goed of sleg nie. Die jab en al daai dingetjies, ek sê nie dis goed of sleg nie. Ek probeer vir julle sê, daar wat kan ons sien hoe die hele wêreld 'n sekere patroon volg. En die voorspelling is dat hy 'n beeld moet maak van die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En hier kry hy sy wond en hy word lewendig en die hele wêreld is verwonderd agter die dier aangegaan. In ander woorde, Amerika gaan 'n baie groot rol speel in die feit dat die diere die see se wond genees. Ek sluit af vir julle om te dink. Die dier kom uit die see, die dier kom na die seedier. Die dier het 2 horings. Rooi en blou. Die dier is uit die aarde. Ja, hy is uit die aarde. Aarde het die vrou te opgekom. Die dier word vergelyk met 'n lam. Het hy nie eintlik so mooi gepraat nie. So in die Christelike lyn. Maar wat hy doen is soos die draak. Want hy forceer dit af. Sy wette forceer dit af. Hy maak 'n beeld van die eerste dier. Die dier se geestelike kant word al hoe sterker. Soveel so dat die mag wonderwerke doen, selfs vuur uit die hemel. Julle gaan saam met Leraar Nico daai vuur uit die hemel bietjie bestudeer. Bietjie kyk wat beteken daai vuur uit die hemel. Wat se vuur kom uit die hemel asof dit van God afkom, maar dis 'n valse ene. Maar dis 'n valse ene. Vryheid van spraak tot by die doodstraf verdwyn tot by doodstraf. Implementeer die merk van die dier en dit gaan leraar ook met julle hanteer. Ek het vanaand 'n uur gehad en ek het 'n uur gebruik. Verhoed dat jy kan koop of verkoop. Kan julle sien dat hierdie beeld is drasties besig om te ontwikkel? Stappie vir stappie. Eintlik teen 'n vreeslike spoed. Dit was nie 'n jaar terug nie, toe was dit onmoontlik. Wat 'n kans. Kyk hoe werk God. En hy bring dit vir ons deur. Baie dankie. Kom ons sluit af.
Liewe, ons sien weer eens hoe in ons tyd hierdie keer. Ons het nie die geskiedenis om te kyk soveel nie, behalwe vir die eerste vers van hierdie profesie, liewe. Maar ons kan nou sien met die res van die verse, soos hierdie beeld ontwikkel, en soos die dier uit die see se wond genees, hoe hierdie verhaal nou by mekaar begin kom. En voor ons oë word hierdie profesie nou waar. En ons besef my God dat hierdie ding na een punt toe dryf, en dis na die finale verhaal op hierdie aarde, wat u gaan afsluit met u wederkoms. Ek vra dat u elkeen wat hier vanaand is, spesiaal sal seën, dat elkeen hulle heil met u sal uitwerk, dat hulle seker kan maak dat hierdie magte ons nie verlei nie, hierdie magte, dat ons nie daai merk sal kry nie, en liewe Heer, laasens dat ons sal gereed wees wanneer u kom, in Jesus naam, amen.